Hallo daar. Het jy al ooit gewonder hoe wetenskaplikers daardie presiese metings en wel perfekte reaksies regkry? Dit begin alles hier met die basiese glasware. In hierdie vinnige gids gaan ons jou wys hoe om hierdie noodsaaklike stukke gereedskap nie net te herken nie, maar dit soos 'n absolute pro te gebruik. So, is jy gereed om in die lab te duik en soos 'n pro te eksperimenteer? Ek dink jy sal verbaas wees oor hoe vinnig jy hierdie basiese vaardighede kan optel. Dit gaan alles oor 'n goeie, stewige fundament. Jy sien, elke groot wetenskaplike deurbraak het iewers begin met die basiese beginsels. En in die laboratorium beteken dit om jou gereedskap te ken en te bemeester. Die korrekte tegniek met hierdie eenvoudige toerusting is die fundament waarop al die betroubare wetenskap gebou word. Goed, kom ons pak jou beginnerspakket uit. Ons gaan fokus op die noodsaaklike 3 wat jy vir amper enige basiese eksperiment sal nodig kry. Die veelsidige beker, die proefbuis vir daai klein reaksies en natuurlik die presiese dripper. Kom ons begin met die perkesel wat die spul. Eerste op ons lys is die beker. Dink hieraan as die werkesel van die laboratorium. Sy platbodem maak hom lekker stabiel op die werkbank en daai klein tuitjie maak dit super maklik om te skink. Dit is jou go-to vir algemene take soos om vloeistowwe te hou, te meng en selfs versigtig te verhit. Nou dat ons gereedskap ken, kom ons fokus op die prosedure. Want sien, dit gaan nie net oor wat jy gebruik nie, maar hoe jy dit gebruik. Die perfekte skink en daai presiese druppel, dis waar tegniek regtig saak maak. Nou, bekers is nie gemaak vir superpresiese metings nie, maar om konsekwent te wees, moet jy dit korrek lees. Plaas altyd die beker op 'n plat oppervlak. Gooi jou vloeistof in en buig dan af sodat jou oë presies gelyk is met die oppervlak van die vloeistof. Jy sal sien die water vorm 'n klein kromming. Dis die meniscus. Vir 'n akkurate lesing meet jy altyd aan die onderkant van daardie kurwe. Volgende is die dripper. Hierdie klein instrument is jou beste vriend wanneer presisie belangrik is. Dit word gebruik om klein hoeveelhede vloeistof oor te dra, letterlik 1 druppel op 'n slag of jy nou iets by 'n beker of 'n proefbuis voeg. Goed, hier is 'n pro-wenk vir die dripper. Om te keer dat jy ligborrels in jou monster blaas, is die geheim baie eenvoudig. Druk die rubberballetjie stewig saam voordat die punt enigsins die vloeistof raak. Hou dit ingedruk terwyl jy die punt dompel en laat dan eers stadig los om die vloeistof op te trek. Hierdie een klein gewoonte verseker 'n skoon, borrelvrye oordrag elke liewe keer. In die lab kan dinge warm raak, letterlik. En veiligheid is altyd nommer 1. So kom ons kyk vinnig na die regte manier om glasware wat verhit is te hanteer. En dis waar die tang inkom. Hierdie eenvoudige stuk gereedskap is spesifiek ontwerp om warm glasware, soos 'n beker wat van 'n vlam afkom, veilig vas te hou en te verskuif. Dit skep daai kritiese, veilige afstand tussen jou en potensiële gevaar. So, om 'n warm beker te skuif, gebruik jy 'n ferm maar sagte greep. Plaas die tang se kake net onder die rand van die beker, moet asseblief nie te hard druk nie, want glas kan breek. Lig dit reguit op om te keer dat dit mors en plaas dit dan versigtig op 'n hittebestande mat om veilig af te koel. Goed, so ons weet nou hoe om hierdie gereedskap veilig te hanteer. Maar die volgende stap is om te weet watter gereedskap om vir watter taak te kies. Hulle is nie almal dieselfde nie. Kom ons kyk na die verskil tussen algemene gebruik en wanneer jy werklik presisie nodig het. Kyk gou hierna. Aan die een kant het jy die beker, jou betroubare mengbak. Dis perfek vir rawwe skattings. Maar aan die ander kant het jy die volumetriese fles, dis die skerpskutter. Dit is ontwerp en gekalibreer om presies 1 en net 1 volume te hou. So, as jou konsentrasie absoluut perfek moet wees, is dit jou instrument. Die keuse van jou glasware hang ook af van hoe lank jy iets gaan hou. Is jy besig met 'n vinnige reaksie of moet jy jou oplossing dalk vir 'n langer tydperk stoor? En hierdie illustreer daai punt uitstekend. 'n Proefbuis is perfek om vinnige kleinskaalse reaksies waar te neem, maar sy wye oop mond beteken jou monster is blootgestel aan die lig, wat lei tot verdamping en moontlike kontaminasie. Verberging is 'n fles met sy nou nek 'n baie beter keuse. Dit beperk blootstelling en kan maklik met 'n prop verseël word om jou oplossing veilig en stabiel te hou. Goed, ons het nou die gereedskap en die tegnieke gedek. Kom ons sit dit alles same in 'n eenvoudige kontrolelys.
Jy kan hieraan dink as die wetenskaplike se ingesteldheid, daai kernpunte wat jou eksperimente suksesvol gaan maak. So, die deurslaggewende punt is hierdie kontrolelys. Onthou altyd, meet vloeistowwe op ooghoogte by die meniskus. Druk daai dripper se balletjie voor die tyd. Gebruik 'n tang vir warm voorwerpe. Kies 'n beker vir algemene mengwerk, maar 'n fles vir presiese metings. En laastens, proefbuise is vir vinnige reaksies, nie vir berging nie. Simpel. Onthou altyd, elke groot wetenskaplike het by presies hierdie selfde basiese beginsels begin. Die regte stuk gereedskap wat op die regte manier gebruik word, is die heel eerste en die mees kritiese stap op die pad na ontdekking. So, nou dat jy die basiese beginsels onder die knie het, laat ek jou met hierdie gedagte. As jy enige van hierdie stukke gereedskap kon gebruik, watter vraag sou jy wou beantwoord? Watter eksperiment sou jy eers wou ontwerp?